Adam en Eva het hierdie wonderlike, fantastiese ding gehad. Hulle het 'n persoonlike, intieme verhouding met God gehad. God het elke dag met hulle konfedereer. Hy was elke dag by hulle en hulle het hierdie fantastiese, intieme verhouding gehad. Hulle het daai verhouding verbreek. En dit het veroorsaak dat ons mensdom swaar kry begin beleef het, dat daar dinge verander het, want nou skielik moes hulle werk om aan die lewe te bly en 'n klomp dinge het daarmee gepaard gegaan tot Jesus. Toe Jesus kom, herstel hy daai verhouding deur die stort van sy bloed. En vandag sit hy langs die Vader op die troon en hy tree vir ons in. Hy doen diens in die heiligdom, die ware hemelse tabernakel wat God self opgerig het, nie 'n mens nie. Hebreërs 8. Met ander woorde, Jesus is die persoon wat ons verhouding met God gaan herstel het. Ons sien in Hebreërs 10 vers 19, ons het dus nou deur die bloed van Jesus volle vrymoedigheid om in die hemelse heiligdom te gaan. So Jesus het daai direkte band wat Adam en Eva met God gehad het voor die sondeval, het hy kom herstel sodat ons 'n direkte verhouding met die Here kan hê. Om deel daarvan te wees, het ons nodig om in Jesus te glo, om Jesus aan te neem as ons verlosser en ons saligmaker. Die dag wat ons dit doen, dan sluit die Here met ons 'n nuwe verbond. 'n Nuwe verbond waarvan die teken die Heilige Gees is wat in ons leef. En in Jeremia 31 vers 33 lees ons hierdie: maar so sal die nuwe verbond wees wat ek in hierdie tyd met Israel sal sluit. Ek sal my wette in hulle gedagtes plant en op hulle harte skryf. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Met ander woorde, daar is nie wette op klippe gekap nie. Die wette is in ons hart. En hoe kry ons dit? Deur die teken van die nuwe verbond, die Heilige Gees wat Jesus vir ons gegee het. Die Gees van die Here wat in ons leef. Dit is waar ons wette is. Dit is waar ons liefde vir God is. En as ons toelaat dat die Heilige Gees in ons lewe heers, sal geen mens nodig hê om vir ons te sê wat reg of verkeerd is nie. Want die Heilige Gees self oortuig ons van hoe ons moet leef. En dan die belangrikste ding is, as ons gaan kyk hoe die Israeliete telkens die verbond verbreek het, hoe hulle telkens teruggegaan het na hulle ou lewens toe, hulle telkens teruggegaan het na afgodsdienst toe, en die Here hulle bly vergewe. En toe Jesus kom, toe het hulle nie meer nodig om na hoofpriester toe te gaan, hulle het nie meer nodig gehad om allerhande snaakse goed te doen nie, want Jesus het die werk kom voltooi en ons is vergewe en ons kan in vryheid leef. En dan sê hy vers 34, ek sal hulle oortredings en hulle sonde vergewe, ek sal nooit eers weer daaraan dink nie. Met ander woorde, as ons Jesus aanneem as ons verlosser en ons saligmaker, dan het ons weer 'n direkte verbintenis met God. Ons kan direk na sy heiligdom toe gaan. Ons leefstyl, ons lewe, die wette waarvolgens ons moet leef, word in ons harte geplaas omdat ons die Heilige Gees ontvang. Jesus vergewe ons oortredinge en hy dink nooit weer daaraan nie. Dit wat ons gedoen het en selfs dit wat ons nog gaan doen, is alreeds vergewe. Ons moet net in daai vergifnis leef. Ons moet vra vir daai vergifnis en ons moet ons beste poging aanwend om te doen wat Jesus gesê het. In 'n regte verhouding met hom en met die Vader leef. En ons moet die mense rondom ons lief hê. Want as ons in 'n regte verhouding met hom leef, is ons verbind aan sy liefde. En dit is 'n tipe liefde wat 'n mens nie kan contain nie. Ons moet laat die Heilige Gees en God se liefde heers in ons lewens en in ons harte. Ek is oortuig daarvan dat dit deel is van God se volmaakte plan. Want hy sê in Jesaja 37 vers 26 sê hy, ek maak 'n ooreenkoms van vrede met hulle. Die ooreenkoms sal altyd geld. Ek gee hulle 'n land en ek maak hulle baie. Ek plaas my woonplek tussen hulle vir altyd. Hy plaas sy woonplek tussen ons vir altyd. Kom ons begin soek na daai verhouding. Kom ons bou ons geloof deur die woord van die Here. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie vir die woord, vir die liefde en vir die genade. Ek wil bid dat U hierdie woord sal laat voortleef in ons harte en dat ons werklik sal besef
hoe groot u liefde vir ons is. Amen.